voor sy troon en Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou 'n lofgesang. Plekke inneem. So ek het nou dit goed gedink om vanaand 'n bietjie met jou te gesels so in die begin van die nuwe jaar en net so voor alles aan die gang kom weer hier in die aand met die eredienste oor Openbaring 1 vers 4 tot 8, Openbaring 1 vers 4 tot 8 en dit gaan oor die baie bekende teks in Openbaring 1 vers 4 en dan ook vers 8. U is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Die eerste en die laaste. Kom ons lees dit saam. Jy kan saam met my volg op die bord. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus, die geloofwaardige getuie. Die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou ons lees net tot sover. Ons teksvers kan jy daar op die bord sien. As jy so enetjie aangaan na die vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat was, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou ek is seker jy het so 'n bietjie al stil gestaan in die begin van hierdie jaar net om so 'n bietjie te dink oor wat 2025 moontlik vir jou kan alles inhou en wat moontlik kan voorlê in die nuwe jaar. En dis gewoonlik in tye soos hierdie, wanneer mense so in die begin van 'n nuwe jaar staan, wat 'n mens nie anders kan as om 'n bietjie te dink waardeur jy al in die verlede was nie en die uitdagings en die beproewings wat op jou pad was in die verlede nie. Nou ek dink as jy ouer as 10 jaar oud is, dan het jy nou al 'n paar dinge gesien, die laaste dekade wat ons getref het. En ek dink mense herinner jouself aan hierdie dinge waarin ons blootgestel word. En ek het hierdie foto, ek dink eergister afgelaai, as jy enetjie omgaan. Dis 'n foto wat in Oekraïne geneem is van die oorlog wat nog steeds in Oekraïne woed. En ek dink hierdie oorlog is iets wat ons beleef het in ons leeftyd in die laaste 10 jaar. 'n Mens dink as mens in die begin van die nuwe jaar staan, wat kan moontlik voorlê as 'n mens nou al 'n getuie is van 'n oorlog? En 'n mens wonder by jouself, wat kan alles nog voorlê?
En natuurlik die volgende foto op die bord is 'n foto wat ek en jy kan onthou. Miskien kan jy dit nog onthou, miskien kan jy dit nie onthou nie, maar julle weet wat was hierdie foto, waarvoor staan hierdie foto? Nee, dit was mos maar die pandemie, vir die COVID-pandemie. En ons het almal daardeur gegaan en as jy die foto sien, onthou jy nog wat kan jy onthou van die COVID-pandemie? Kan jy nog onthou die maskers wat ons moes dra met die COVID? Hoe ons daai eerste ruk almal in lockdown was en dit was omtrent lockdown. Ons was almal toegemaak in ons huise. Ons het nie geweet wat om te verwag nie. Ons was eintlik so 'n bietjie gedisoriënteer want ons was gefrustreer. En ek dink 'n klomp besighede het baie seer gekry. 'n klomp mense het hulle werke verloor. 'n Klomp mense het gewonder, studente het gewonder of hulle toekoms gaan hê, of hulle kan ooit verder studeer. Ek onthou daar was 'n opgewondenheid vir van die studente wat universiteit toe gegaan het en toe kon hulle net nie iemand het vir my gesê, "Dominee, ek het nie 'n studentelewe gehad nie. Ek het afgestudeer, maar ek het nie 'n studentelewe geken nie, want COVID het ons getref." Ewe skielik het alles anders begin funksioneer ook na COVID. Nie net vir die studente en vir mense met werke en besighede nie, maar ook vir kerke. As kerke moes ons leer om op nuut te dink en anders te begin dink. Ons het minder vasgeval geraak in strukture en prosesse en ons het so 'n bietjie meer begin waag om ook ander hulpmiddels te gebruik in die kerk tydens die erediens en ook om 'n bietjie te stream om mense te bereik na buite toe. Maar nie net die laaste 10 jaar was dit nie, as mens so enetjie aangaan, was daar ook 'n groot dalende ekonomiese krisis. Praat die mense van die laaste 10 jaar. Daar was hierdie onsekerheid wat ons getref het in terme van die ekonomie. Die ekonomie, 'n klomp mense het 'n klomp waarskuwings gerig en as mense 'n bietjie gelees het, dan wonder hulle of die ekonomie ooit sal herstel. Al hierdie dinge van die laaste 10 jaar, as mens stil staan so in die begin van die nuwe jaar, maak 'n mens 'n bietjie bekommerd en 'n mens wonder of, jy weet, wat kan ons hierdie jaar tref? Dankie Ari, ek kan so enetjie aangaan. Wat kan ons hierdie jaar tref? Wat lê hierdie jaar dalk vir ons voor? Interessant genoeg, ek lees hulle sê dat die laaste paar jaar het hulle ook baie mense begin fokus op geestesgesondheid. Geestesgesondheid. Nie net was daar 'n oplewing in 'n tegnologiese era nie, hulle noem dit die 4de industriële revolusie nie. Nie net was daar hierdie oplewing nie, maar daar was ook 'n groot toename in navraag oor geestelike gesondheid by mense. So mense het begin die vraag vra oor watter rol leraars, soos predikante, sielkundiges ensovoort in die wêreld vandag gaan begin speel. Hulle sê dit gaan 'n al hoe groter en belangriker taak raak, geestelike welstand, geestelike gesondheid. Dat ons na ons geestelike lewens moet kyk. Wat eintlik vir my baie mooi is as 'n mens daaroor begin dink. En 'n mens wonder, moet ek nie dalk dit deel maak van my 2025 drome nie, of my 2025 visie nie, dat ek vir myself sê ek wil dit intrek in dit wat ek in hierdie nuwe jaar wil glo, of wat ek vir my wil hê en vir my gesin en my familie wil hê. Maar daar is soveel onsekerhede in 'n nuwe jaar. En 'n mens wonder by jouself, waar laat dit jou? En kan 'n mens met vaste sekerheid, met jou voete op die grond, iemand glo as hulle vir jou iets sê soos, ek weet wat die toekoms vir jou gaan inhou? Kan 'n mens dit doen? As ek vanaand nou vir jou sou sê, dit wat Johannes hier skryf van Openbaring, ek weet wat die toekoms vir jou gaan inhou. Genade en vrede, want dis wat hy sê in die teks, né? In vers 4. So hy sê ek hou, en dis die geheim, ek gaan vir jou genade, jy gaan genoeg genade en genoeg vrede in hierdie nuwe jaar hê. En ek wonder as mense nou hierdie prentjie van al die ander goeders in jou lewe het, kan 'n mens dit glo? Kan 'n mens dit verstaan? En ek wonder hoekom Johannes dit sê. En die rede hoekom Johannes dit sê, is bloot net oor Johannes iets verstaan van die Christelike hoop. En hy probeer dit verwoord in die teks wat ons nou saam gelees het. As jy so enetjie aangaan, en die sleutel is hierdie teken. Dis die sleutel vir Johannes, is hierdie teken. Ek gaan nou 'n bietjie praat oor die teken en ons gaan nou daaroor vra. Ek wil net 'n bietjie vir jou Johannes se omstandighede verduidelik.
Nou Johannes is gevangene geneem en hy is in ballingskap weggevoer na die eiland Patmos toe en is op die eiland van Patmos wat hy hierdie brief skryf, hierdie Openbaring boek. Dis 'n apokaliptiese boek, met ander woorde dis 'n bietjie 'n versteekte boek as mens gaan kyk na die teks. Dis geskryf op so 'n manier dat ander mense die Romeinse soldate wanneer hulle hierdie teks of hierdie woorde hoor, dat hulle nie sal dadelik weet wat daar staan nie en dat hulle eintlik so 'n bietjie 'n syfer nodig het om dit te ontsyfer, om te verstaan wat Johannes hier sê. En dan kry jy hierdie versteekte boodskappe in die teks. En een van die sleutels om hierdie versteekte boodskap oop te sluit in Johannes is hierdie teken wat op die bord is. Dis een van die tekens wat hulle gehad. So as Christene bymekaar gekom het in Efese of waar hulle ook al was, Efese was op daardie stadium Johannes se tuisdorp. As hulle bymekaar gekom het in Efese, dan het hulle dit gewoonlik by so 'n teken gedoen of 'n Christogram, jy sal net nou hoor wat dit is, 'n Christogram gedoen waar die Romeinse soldate nie verstaan het wat daar staan nie, maar Christene dan daar bymekaar gekom en hulle die boodskap van hoop gebring in onsekere tye. Johannes is absoluut tot hy's verban. Hy mag nie daar gewees het nie. Hy sou nou later sterf. En hy het fisiese harde werk moes doen op die eiland van Patmos. Christene is gedurig doodgemaak in Efese en reg oor die wêreld is hulle vervolg deur die Romeinse soldate. Dit was nie snaaks nie. Die uitdagings was dieselfde soos wat ons fotos was aan die begin. En dan skryf Johannes vir hulle hierdie woorde en veral die woord in vers 4: Genade en vrede kom. Genade en vrede kom. En 'n mens wonder, Johannes, hoe kan ek jou glo? Wat verstaan jy van die boodskap wat jy van God gekry het, want Jesus openbaar homself dan openbaar homself aan Johannes op die eiland van Patmos met hierdie visioen, en dan kry jy hierdie visioen en dan kom die boodskap. Genade en vrede gaan vir julle kom. Julle gaan iets ontvang. En ek hoor nou hierdie klomp Christene daar in Efese of in daardie tyd, die Klein-Asië, ek hoor reg oor Klein-Asië hierdie klomp Christene wat bekommerd is. Hoe kan dit waar wees, Johannes? Hoe kan jy vir my hierdie boodskap gee? Want ek weet mos nou. En dan hierdie sleutel van hom wat is, wat was en wat kom, die Alfa, die Omega. Nou julle sien hierdie teken. Wie van julle het hierdie teken al gesien? Steek net gou vir my hand op. Wie van julle? Ek kan daar's 'n klomp wat hierdie teken nog nie gesien het nie. Is daar 'n klomp wat hierdie teken nog nie gesien het nie? Steek vir my hand op. Ek sal nie snaaks dink van jou nie. So daar's 'n klomp wat hierdie simbool nog nie gesien het nie. Op die ou psalmboeke dink ek, is dit op die liedboek nie? Is hy nie? Dis die kruis daar in die middel is die G van die Griekse alfabet en die P is eintlik die roo van die Griekse alfabet, nê? Nee. So as ons net na die middelste gedeelte kyk, die kruis en die P is die G en die roo. Nou dit is eintlik die eerste 2 letters van Christus, van in Grieks. So dit sê Christus, as 'n mens daarna kyk. Die G en die roo sê Christus. Die Alef en die Omega staan links en regs op die bord. Kan julle dit sien? Nee, dis die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Dis die begin en die einde. So dis die eerste letter en die laaste letter in die Griekse alfabet. Die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste letter in die Griekse alfabet. Wat dit so interessant maak as mense na daai teks kyk, is dat na hierdie Christogram kyk, is dat hierdie Christogram eintlik vir ons 'n boodskap gee. Nou wie van julle kan vir my sê wat beteken, kom ons kyk dalk net na die G en die roo. Dis nou die kruis en die R in die middel. Dit staan vir Christus, maar daar's 'n versteekte boodskap in dit. Wie wil raai? Daar's 'n versteekte boodskap in daai prentjie. Dis hoekom dit ook 'n epigraaf genoem word. 'n Epigraaf is iets wat wat 'n mens kry by 'n begrafplaas. Dit is op 'n graf, sal 'n mens sien. Daar's iets daarvan op 'n graf. Baie keer sal die vroeë Christene ook hierdie epigraaf vir die G en die roo op die graf of op hulle katakom sal hulle dit hê. Hoekom? Hulle sê dis waar die roo staan, die P, die R, die Griekse roo. Dit staan in die middel van die G, wat die opstanding simboliseer. So
die G en die Roo is Christus, maar dis nie enige Christus nie, dis die opgestane Christus. So, dit verkondig alreeds 'n boodskap, nee. So, ons het nie hier te doen met 'n gewone mens nie, wat se naam Christus is nie. Ons het hier te doen met 'n opgestane Here. En dit skep hoop. Dit is die teken van die vroeë kerk, het hulle dit ook baie gebruik. Hierdie Christus monogram, nee. Goed, die Alfa en Omega. Dis tog wat hy sê in die teks, nee, in vers 4. Ek is die eerste en die laaste. So ek is die eerste, die Alfa en die Omega en die laaste. Wat beteken dit, julle? As ek sê ek is die eerste en die laaste. Wat beteken dit? Sê gerus. So dit sê vir ons iets van ewigheid. Nee, daar's hy. So dit sê vir ons iets van tyd. Dit sê vir ons iets van ewigheid. So as God sê ek is die Alfa en Omega, dan sê dit vir ons iets van die ewigheid. Nou Afrikaans noem ons dit 'n merisme. Julle weet wat 'n merisme is. 'n Merisme is wanneer twee teenoorstaande simbole of iets gebruik word om 'n nuwe geheel te vorm. So die twee teenoorstaande simbole is die begin en die einde. As jy dit saamvoeg, vorm dit 'n nuwe betekenis, ewigheid. So begin, Alfa, Omega, einde, sit dit saam, ewigheid. Hulle noem dit 'n merisme. 'n Merisme. Mens kry iets hiervan ook in ander gelowe as jy enetjie aangaan. Harry, dis ook die teken vir ewigheid. Wie van julle dit al gesien? Dalk nie so, weet jy dit al gesien? Dis dalk nie so bekend nie, maar dis die draak, nê, of die slang wat sy eie stert eet, nê. Hulle noem dit? Sê weer? Nou, jy's reg, ek ken nou nie die Noorse uitspraak nie. Maar ek dink jy kan reg wees. Ek dink in die vroeë kerk het dit die Ouroboros genoem. Ouroboros. So dit kan basies, dit kan dieselfde wees, nê. Maar dit is ook 'n baie ou teken wat dui op ewigheid, nê. So en dit kry mense ook baie op grafte. Veral ander gelowe, die ewigheidswaarde, Maar jy kan maar enetjie aangaan. 'n Monogram. Dis wat dit is. Dis 'n monogram. 'n Christogram is 'n monogram. 'n Monogram is 'n teken of iets wat vir ons iemand aandui. So dis wat dit word. So dit gee vir ons Christelike waardes. En nou deur die eeue heen het die monogramme maar verander. Die heel bo links sal julle kan sien, daar is die Alfa en die Omega, nê? Julle sien hom met die G en die Roo, maar onder hom is die vis. Die vis. Nou julle het al die vis gesien, nê? Agter op baie karre sal mense vis sien en dis 'n teken van Christendom of 'n teken van gelowige mense, die vis. Hoekom is dit 'n teken van gelowige mense? Wie kan onthou die vis in Grieks noem hulle ichthys. Dis die Griekse naam vir vis. En dis eintlik 'n monogram. Ichthys. As jy nou dit afbreek, dan sê dit Jesus Christus, die seun van God. So dis 'n monogram. Elke letter in die woordjie vis sê iets. Jesus Christus, die seun van God, is ichthys. So as jy nou daai ene kyk linksbo, dan staan daar Jesus Christus, die opgestane Heer, wat Heer is in ewigheid, die een van die begin tot die einde. Jesus Christus is die seun van God. Hoor julle wat sê daai monogram of daai Christogram alles? As 'n mens daarin kyk, is eintlik pragtig, né? So die Christene het hierdie teken gekry. Hulle het hierdie teken gekry, die vroeë Christene. Al in die tyd van Domitianus, van keiser Domitianus, toe Johannes by die eiland van Patmos was. Toe hy vervolg. Maar dit was nie net hy wat dit gebruik het nie. As jy so tweeetjies aangaan, Harry, gaan nog enetjie. Daar is die Christogram op 'n skild. Op 'n skild. Nou, in die tyd 306 na Christus tot en met so 337 na Christus was daar 'n keiser met die naam Konstantyn. Keiser Konstantyn. Hy het 'n droom gehad dat as hy hierdie teken op sy as 'n militêre wapen sou opsit op al
al sy goed op sy skild of wat ook al. Hulle het hierdie edik die Labaran genoem. As hy die Labaran gebruik, hierdie Konstantyn, dan sal hy oorwinning behaal. So hy het hierdie teken van Jesus Christus, want dit is nou nie eintlik 'n mooi beeld nie, vir Christendom nie, as jy daaraan vat, maar hy het hierdie teken so gebruik. Hy het beklei in die naam van Christus. Nou baie keer sal jy 'n monogram, ek het nou nie 'n voorbeeld saamgebring nie, maar jy sal 'n monogram kry wat sê IHS, hoofletters. Dis Latyn, dit beteken in hierdie teken se mag. In hierdie teken se mag, wat eintlik die teken van Christus is. So jy sal hierdie baie keer met 'n IHS kry, in hierdie teken se mag, is dit gebeur. So, Openbaring is 'n boek van tekens. Jy kan enetjie aangaan, Harry, dankie. Openbaring is 'n boek van tekens. Dis 'n boek van versteekte boodskappe, dis 'n boek van waar Christene hoop moes kry in 'n wêreld wat vol van prentjies was waarmee ons begin het vanaand, in 'n wêreld waar daar onsekerheid is. En dan kom hierdie apostel en hy sê genade en vrede. En my vraag is, hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy hierdie prentjies gee? En ek dink wat ons hoor by Johannes in die teksgedeelte is dat hy iets van tyd verstaan wat ons baie keer vergeet. Hy verstaan iets van hoe werk die wese van die Christen se hoop. En wat Johannes hier sê is dat die Christen se hoop is nie gekoppel aan die toekoms nie, of nie net aan die toekoms nie. 'n Christen se hoop, en as jy nou gaan kyk na die prentjie op die bord, die ewigheidsteken. 'n Christen se hoop word gekoppel aan die verlede, die hede en die toekoms. So as 'n mens nou onthou waarvoor die gie en die roos staan, Christus, die opgestane Heer, dan wys dit ons van 'n verhaal, of dit gee ons 'n narratief uit die verlede uit. En dis deur hierdie narratief waar ons kan begin dink aan 'n toekoms. Dis deur hierdie narratief wat ons kan begin droom aan ander dinge in ander tye. Jy sien, daar's 'n professor Johan Selee wat 'n baie oulike boek geskryf het. Sy boek se naam is Timing Grace. En wat hy gedoen het is hy die nuutste idee oor tyd gevat en vir ons gesê en ons eintlik geleer dat wanneer 'n mens kyk na tyd, dan beteken dit dat 'n mens eintlik wanneer jy in God glo, uit die wêreldse tyd uit weggeneem word vir 'n oomblik. En God openbaar homself aan jou op 'n sekere stadium in jou lewe so, dat wanneer jy vashou aan dit wat God vir jou gegee het in die verlede en in die hede, is die toekoms seker. Dis wat Johannes hier sê. Kan ek dit herhaal? Dit was 'n mondvol. God openbaar homself so aan jou, dat wanneer jy God gesien het in die verlede en in die hede, dan is die hoop in die toekoms seker. En dis die wese van ons Christelike hoop. Ons Christelike hoop is nie gekoppel aan iets wat in die toekoms gaan gebeur nie. Ons Christelike hoop is gekoppel aan iets wat reeds gebeur het. En dis wat Johannes hier sê. Ek hier by die eiland van Patmos en ek kan hoop op die toekoms en ek kan vir julle sê daar's genade en vrede, want ek wil vir julle sê wat het gebeur. En dan gee hy vir hulle hierdie teken van die Alfa en die Omega. Die eerste en die laaste. Die een wat was, wat is en wat gaan kom. So, dis my boodskap vanaand vir jou. My boodskap is jy 2025 ingaan en iemand sê vir jou vanaand, net soos wat Johannes hier vir 'n klomp Christene gesê het wat gevlug het vir hulle lewe en onseker was, genade en vrede wag vir jou. Ek is seker daarvan. Dan moet jy dit glo. Jy moet dit glo, want jy kan dit glo. Want dis die wese van ons Christelike hoop. Jy kan glo, in 2025 wag genade en vrede vir my. Ek kan daarop bou. Want dis die belofte wat God vir ons gee. Is dit nie mooi nie? Hierdie teks, ek is die een wat was, wat is, wat kom, ek is die Alfa en die Omega, kom nie net in Openbaring voor nie. In 'n ander teks in die Bybel, in die Ou Testament, is 'n volk weer in ballingskap in Jesaja. En in hoofstuk 44 van Jesaja
kry hulle presies dieselfde woorde uit die mond van die profeet Jesaja. Dit maak nie saak hoe erg jou prentjie lyk nie, of waardeur jy gegaan het of wat voorlê nie. Wat vir jou wag is groot, genade en vrede. Amen. Is daar van julle wat 'n bietjie daaroor wil gesels? Die teken is baie mooi, nê? Hierdie beeld van die gie en die roo. Ek kan nie glo toe ek nou sê het julle dit nog nie gesien nie. Dis eintlik so mooi, nê? Daai hele Christogram, die monogram, wat so 'n beeld vertel, Nico. En die einde, ja. Ja, ek het nou nie dit so gelees nie. Toe ek nou 'n bietjie genavorsing het ek nou nie gelees dat hulle spesifiek sê dit dui op die Triniteit nie. Maar jy kan dit so interpreteer, nê? Jy kan seker. Ek glo nie die Christene het dit so gesien nie. As jy so 'n bietjie twee teruggaan, Ari. Kom ons kyk gou. Wat jy sê, die alfa, so dis die drie eenheid, die alfa, die begin, die opgestane, die Christus wat gesterf het aan die kruis en dan die omega, die einde, nê? Die eskatologie, ja, die eindtyd. Baie mooi. Dis 'n pragtige teken. Weet wat vir my so mooi is dat as 'n mens nou die stories luister en 'n bietjie gaan lees, baie van hulle weet ons nie of dit waar is nie, maar baie van hulle weet ons is waar van hoe Christene vervolg is en hoe tekens en beelde eintlik 'n groot rol gespeel het vir 'n Christen. Iets wat jy kon sien en iets wat jy kon vashou. En hierdie is eintlik iets wat ons as kerk eintlik nog altyd aan vashou. Veral ons kerk, die hervormde kerk, en nog altyd aan die gie en die roo en die alfa en die omega vasgehou. Het julle gehoor toe ons het gesing het vanaand? Nee, dit is so deel van ons liedere. Ons glo in die alfa en die omega, die begin en die einde. Terwyl ons so sit, julle, kom ons vra vir die Here vir hierdie genade en vrede vir 2025. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader, Heer, ons dankie dat ons vanaand weer die boodskap kan kry wat U al deur die eeue heen vir Christene gegee het. En net soos wat Johannes dit aan die Christene in sy tyd verkondig het, in tye van vervolging en swaar kry, en Jesaja dit ook in die tye van swaar kry vir die volk verkondig het. Here, ontvang ons weer hierdie boodskap van hoop, van 'n opgestane Heer, van 'n ewigheidsheer wat vir ons ook die wesenskenmerk van hoop kom verduidelik. Ons hoop, Vader, lê daarin dat U vir ons sondes aan 'n kruis gesterf het. En dit gee vir ons krag en moed, en daarom is die boodskap van genade en vrede reeds vir ons bestem in die toekoms. Ons hoop lê in hierdie daad in die verlede, en daarom is genade en vrede vir ons moontlik. In hierdie nuwe jaar wil ons vra, Heer, dat U saam met ons sal wees, dat U ons ook weer geloofsoë sal gee om opnuut weer hierdie genade en vrede in ons eie lewe te ontdek. Seën ons gemeente en seën ons wanneer ons die nuwe jaar in U naam so begin. Ons bid en vra dit in Christus naam. Amen. Ons slotsang vanaand is gesang 3:4. Ons gaan daarvan vers 1, 2 en 3 sing. Ek wil en vers 4 ook. Ek wil tog net vir in vers 2 lees ons van hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef. Daai eerste lief gehad het, so God wat ons eerste lief gehad het van die begin af, dra ons ook in ons eie geloofslewe. Kom ons sing saam 3:4, daarvan vers 1, 2, 3 en 4.
Geliefde, ons skryf vanaand ook weer die belofte van die Here af, wanneer hy ons groet met sy seun. Genade en vrede vir u, van God ons Vader, die Here Jesus Christus, en deur die werking van sy Gees. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike week verder.